Ons wil elke pa vanoggend celebrate wat gesê het, ek en my huis, ons wil die Here dien. Elkeen wat opgestaan het en gesê het, ek gaan aanhou bid, ongeag van my huisomstandighede. Ek gaan aanhou sê, Jesus vir my gesin, Jesus vir my vrou, Jesus vir my kinders, Jesus vir my werk, Jesus vir hierdie plek, vir hierdie gemeente, vir my omgewing. Dankie vir elkeen van julle wat opdaag, elke dag, ongeag van die las wat jy dra, ongeag van dit wat, die stemme wat hier binne in jou is. Dankie dat jy opdaag vir Jesus om gebruik te word. Ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U mag Vader noem. En soveel 'n keer word ek herinner, as ons Hemelse Vader, of as ons aardse Vader weet om vir ons goed te doen, hoeveel te meer sal ons Hemelse Vader nie vir ons doen, Here. En soms is dit nodig dat ons so op ons einde moet kom, sodat ons hand kan uitsteek en U kan ontvang in U volheid. En vanoggend wil ons U naam aanroep. Dankie vir heilige oomblikke van aanbidding. Dankie vir oomblikke wat die potensiaal het om nie net nou te verander nie, maar die rigting van ons lewens. Dankie vir soveel manne wat opgedaag het en gesê het, ek kies anders. Ek kies teen dit wat die wêreld vir my wil verkoop. Ek kies Jesus. En dankie dat daai invloed lewenslank saam met ander ook kan gaan, Here. Ons celebrate vandag elke een wat U naam uitroep as hulle verlosser en hulle Heer. Wees nou ook so saam met ons as ons na die woord kyk. Kom maak iets nuuts in ons wakker. Geef vir ons harte wat ontvang, gedagtes wat gerig word, soos wat ons die wapenrusting ken, maar gee vir ons voete van bereidwilligheid om ook so die evangelie te gaan verkondig, om te gaan na plekke wat ons nog nie by was nie, sodat ons lig, sout vir hierdie wêreld kan wees, hoop kan bring in huise wat dit nog nie ken nie. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou ons gesels vir die laaste 2 weke, hierdie week dan die 3de gedeelte oor die wêreld vra van ons sekere goed, maar as ons met God en godsdiens en ons verhouding met die Here, hy wat ons Vader is, omgaan, dan lyk dit asof dit anders lyk as wat die wêreld van ons vra. Nou jy weet hoe werk die algoritmes op die sosiale media, hoe meer jy van die goed kyk, hoe meer kom dit op, as jy nog nie agterkom het, jy luister jou af, so die gesprekke in die huis, kom ook gewoonlik so op, en so gebeur dit toe nou die dag, na een van my gesprekke oor gesondheid ensovoorts, dat daar op een van die YouTube videoetjies, 'n video opkom van liggaamsbouers, muscle ouens wat so 'n bietjie gewigte rondgooi in die gym. En in hierdie onderhoud vra hierdie persoon toe nou vir een van hierdie liggaamsbouers, waarvoor gebruik jy daai spiere? En die ou staan so half soos meeste ouens wat in die gym is, wat nie eintlik 'n persoonlikheid het nie, maar baie spiere het, so half met 'n mond vol tande en so half, en hy begin net flex. En die persoon sê, is nice, maar waarvoor gebruik jy regtig die spiere? Nou, dit was so 'n groep wat om hom gestaan het, en voordat hy regtig by 'n antwoord kon kom, flex hy toe nou 'n bietjie meer, jy weet, as hy kyk, en hulle gaan ons in so, jy weet, daai tipe van, is nie eintlik die regte plek om te lag nie, maar, jy weet, dis hoe hierdie ouens dit doen. Nou, uiteindelik, die 3de keer vra die ou vir hom, na al hierdie reaksie van die mense wat om hom staan, en hierdie ou wat nie eintlik 'n persoonlikheid het, wat kan antwoord nie, net met sy spiere probeer praat, vra die aanbieder, okay, maar waarvoor gebruik jy dit? En uiteindelik was die ou so verward, want die waarheid was, hy het eintlik geen regte gebruik vir sy spiere nie, behalwe om goed te lyk nie. Nou waar dit vandaan kom, kan 'n mens nou vir baie lank oor gesels, is dit iets binnekant, is dit iets na buitekant toe, is dit 'n valse ego wat jy wil voorhou, maar ek dink, dit het my nogal, toe ek nou na die YouTube video gekyk het, ook gewonder, het hy maar net spiere ter wille van spiere? Of het hierdie spiere regtig 'n doel? Kan hy iets anders doen as wat meeste ander mense doen, behalwe as om
met babaolie gesmeer te word en goed te lyk. En dit het, dink ek my, laat wonder oor ons geestelikheid. Waarom bou jy geestelike spiere? Hoekom is jy besig met 'n geestelike groei van spiere? Waarom kom jy kerk toe? Waarom lees jy jou Bybel gereeld? Wat is die end goal vir jou? As ek vir jou sê oor 'n week of 2, wat gaan anders wees aan jou lewe, omdat jy in 'n gym gesit het? Soos Jan altyd sê, net omdat jy in McDonald's sit, beteken jy gaan 'n hamburger word nie. Net omdat jy in die gym sit en jou vitality punte kry, beteken jy gaan spiere kry nie. En dieselfde so, hoekom doen jy wat jy doen in jou geestelike lewe? Gaan daar iets anders te lyk, en het jy al gewonder hoe daai anders lyk gaan uitspeel? Waarom kom jy kerk toe? Waarom lees jy jou Bybel? Waarom bid jy? Miskien waarom woon jy 'n klein groep by? Hoekom offer jy op om week na week tussen ander mense jou lewe met hulle te deel? Is dit net sodat jy kan sê, ek het dit, kyk na my geestelike spiere, kyk na my Bybel biceps, kyk na my tekskennis triceps, of is daar regtig iets wat anders aan jou lewe is as gevolg van die oefeninge? So die Bybel leer baie duidelik, geestelike volwassenheid is vir bedien. Ons moet iets daarmee kan doen. So wanneer ons Bybel lees, ons hiernatoe saamkom, ons saam in community wees, selfs ons uitreik na buitekant toe, iets anders word as die verheerliking van God, dan moet ons weer in die spieël gaan kyk en wonder, waarmee is ons besig? So volwassenheid is nooit 'n doel op sigself nie, dit is altyd bedoel om uit te vloei na diens, en diens aan ander. So jy mag dalk sê, ek wil graag groei in my verhouding met God, in my kennis van God, maar jy sal nooit regtig tot op daai punt kan kom, as dit nie begin met, maar ek wil dien nie. As die objek, die einde daarvan net gaan oor myself, gaan jy altyd tekort skiet. So spiere het 'n doel, en dit waarmee jy besig is in jou geestelike lewe, het 'n plan, het 'n doel. En die doel is, tot verheerliking van God. En wanneer ek ander dan begin dien, dan gebeur dit ook so. So gepraat van spiere, by die mannekeier nou die aand, ons donderdag saam braai, vra ek die vraag toe in die groep, ons het so bietjie na Louis Giglio se stuk gekyk, en ek gaan vanoggend vir die wat nou nie saam met ons donderdag aand daar was nie, net so vinnig agtergrond gee van dit, maar ons vra toe vir mekaar, wat beteken jou lewe verander? As iemand oor jou moet praat, waarvan sal hulle praat? Wat sal hulle van jou sê? Ons praat baie van ander, baie maklik, maar as jy moet terugstaan en sê, maar wat sê ander van my? Dan kan dit dalk wees, dat Dawid en Goliat se storie, vir ons 'n bietjie meer of nader bring, aan wat die waarheid is, waarmee ons moet besig wees. Nou, kom ons begin net met Saul, wat die voorganger van Dawid was. Hy was die koning op daai stadium wat Dawid op die veldslag afgekom het, waar Goliat staan en die horde mense tart. Maar Saul was nie sommer net enige ou ook nie. Toe Samuel hom moet afsonder om koning te word, is die woorde van Samuel dat daar geen ander soos hy is nie. So hy is uitgesoek, baie spesifiek vir 'n baie spesifieke doel. Ek het vir my daai eerste stukkie opsit. Samuel sê toe vir die volk, dit is die man wat die Here gekies het om julle koning te wees. Daar's niemand in Israel wat sy gelyke is nie. Toe roep al die mense, mag die koning lank lewe. Ons dink baie keer aan Saul, aan die een wat so bietjie die way verloor het hier aan die einde van sy lewe. En ongelukkig word dit die highlight van sy lewe. Maar hier in die begin, toe hy afgesonder word, waar die mense sê, ons soek 'n koning, is hierdie die een wat gekies word deur God. Sê vir Samuel aan, om hom te gaan afsonder. Hy het
kop en skouers bo ander uitgestaan word in een van die verse genoem. En dan onthou ons dat selfs hy dit reg gekry het om 'n aantal veldslae te wen. Oorlog op oorlog op oorlog was die guns van God op hom gewees. Die dames sing dit op 'n stadium. Saul het sy duisende verslaan. So ons sien dat God op hom gerus het, dat God 'n plan met hom gehad het, en dat hy nie sommer net enige iemand was nie. Maar dan, as ons 1 Samuel 17 vers 16 lees, dan sien ons die storie begin so bietjie verander. Vir 40 dae lank, elke oggend en aand, het die Filistyn uitgekom en sy uitdaging aan die Israeliete gerig, die Filistyn wat dan nou Goliat was. Op 'n dag sê Isaai vir Dawid, dis Dawid se pa, vat 16 kg gebraaide koring, 10 brode na jou broers toe in die militêre kamp. Gee hierdie 10 stukke kaas vir hulle bevelvoerder. Kyk 'n bietjie hoe dit met jou broers gaan en bring iets saam om te bewys dat dit goed gaan met hulle. So die ingesteldheid is, hulle is nie besig met 'n oorlog, maar dit gaan eintlik goed met hulle. Vat vir hulle lekker kos, vat vir hulle brode en kase, dit wat hulle nodig het. Want hulle is gemaklik daar waar hulle is, al wat hulle maar net moet verduur, is so elke nou en dan in die oggend opstaan en hoor hoe die Filistyn Goliat hulle God sleg sê en saam met dit hulle sleg sê. Maar vir die res is hulle eintlik heel oukei. Die Israeliete word uitgedaag en Saul het alles gehad om Goliat aan te vat in die geveg. Maar hy het nie. Hy kies die gemak bo die geleentheid om op God te vertrou. Teenoor Dawid, wat die getart van Goliat hoor en iets daaraan doen. So vir 40 dae, elke dag, hoor hulle hoe sleg hulle is, wat hy van God dink, van hulle God dink, en hulle doen niks daaraan nie. Louis Giglio sê dit so. Hoekom? Omdat hulle tente gehad het en lekker warm kampvure. Kaas, brood en wyn. Hulle het alles gehad wat hulle nodig het. Niemand van hulle het nodig gehad om op te staan vir dit waarna hulle glo nie, of teen die Filistyn op te staan nie, want hulle was gemaklik gewees. Verlede week hierdie tyd het ek weer lekker vir myself gelag terwyl ek so op die bank sit, 'n warm kombers met 'n warm watersak en my hot chocolate in die hand, en ek kyk hoe duisende mense 86 km af lê en sê dis lekker. Hulle doen nie comrades. Daar was moegheid, daar was krampe, daar was pyn, en daar was opoffering op hulle gesigte. Die meeste van hulle in ongelooflike discomfort, terwyl ek gemaklik die kilometer saam met hulle aftel. En ek dink dis dalk hoe dit in baie van ons lewens gaan. Ons hoor die getart van 'n Goliat, ons sien die nood wat daar moet heers, en ons gaan sit op ons banke en ons kyk op 'n afstand, met die hoop dat dit dalk iemand anders se verantwoordelikheid gaan wees om iets daaraan te doen. Ons sit gemaklik in ons kerkbanke en ons praat van 'n redder wat 'n ongemaklike lewe geleef het. Ons lees briewe van 'n Paulus wat sy lewe gegee het. Ons lees van martelaars. Ons lees van disippels wat hulle nie gelyk aan God wil stel of aan Jesus wil stel nie en eerder kies om onderste bo gekruisig te word, net sodat hulle iets van God se grootheid kan oordra. En ons doen dit op 'n app waarvan ons scroll een na die ander soos wat die boodskapies deurkom. Jesus se menswording was met 'n doel. Dawid moes Goliat tegemoet gaan. En soms vra God ons ook om uit ons gemakstoele op te staan. En dis die worsteling wat ons laat groei. Die ongemak, dis juist wanneer die ongemak daar is, wat daar iets verander, wat verandering kom. En my vraag vanoggend of my pleit is, moenie dat gemak die ding word wat veroorsaak dat jy God se doel vir jou lewe mis nie. So baie sit ek met iemand oorkant my wat sê, ek wil net God se stem hoor.
En ek verstaan van waar dit kom, en ek verstaan die hart waarmee dit gedoen word, maar dis eintlik al wat hulle wil doen. Hulle wil dit net hoor. Hulle wil nie regtig iets daaraan doen nie. En ek dink dis hoekom baie van ons dalk God se stem mis, omdat ons hom net wil hoor, en nie regtig toelaat dat hy iets in ons verander nie. So Jakobus 1 vers 22 herinner ons, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, want dan bedrieg julle julleself, sê Jakobus. Ons moet daders van die woord word. Ons moet oorgaan tot 'n aksie. Filippense 2 vers 5 lees die volgende. Ek het die Eugene Peterson se paraphrase message vir ons opgesit. Hy sê, if you've gotten anything at all out of following Christ, if his love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if you have a heart, if you care, then do me a favor. Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Hy sê, as die kruis vir jou enigiets beteken het, as die feit dat jy tot redding gekom het en Jesus aanvaar het jou verlosser, enigsins vir jou iets beteken, wil ek hierdie moet gebeur. Hê mekaar lief, be deep-spirited friends, en wees in eenheid met mekaar. Don't push your way to the front, don't sweet talk your way to the top, put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. En hoe moeilik is daai een sinnetjie nie? Vergeet so 'n bietjie, net lank genoeg van jouself, sodat jy jouself uit die prentjie en wat dit vir jou gaan beteken en wat jy hier uit gaan kry en wat dit aan jou gaan doen, haal dit net so vir 'n oomblik lank genoeg uit die pad uit, sodat jy help kan wees vir ander. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what, not at all. En as daai vers jou nie so bietjie ongemaklik laat voel nie, dan weet ek regtig nie. Want ek dink alles om ons skree, boundaries, jy moet vir jou sorg vir jouself, jy moet genoeg hê, jou skure moet vol wees. Dan dink ek aan daai vers waar die ou kom brag oor sy nuwe skure, dit wat hy bymekaar maak, en dan sê Jesus vir hom, jou dwaas. Dis woorde wat ek elke dag bid, dat hy nooit dit oor my lewe sal sê. Hy was besig met al die regte goedjies, maar jy het my gemis nie. Jou dwaas. So ware krag lê nie in die neem nie, maar dit word lê in die gee. So die vraag wat natuurlik volg is, hoekom moet ons dien? Hulle kan mos vir hulle self sorg. Hulle het dan self die keuses gemaak om te eindig waar hulle is. Dis uit hulle eie optrede uit dat hulle is waar hulle is. Hoekom moet ek dan nou iets daaraan probeer doen? Nou, hoekom plaas God dan soveel klem juis op hierdie diens wat gelewer moet word? Hoekom sal hy so ver gaan om homself te verneder, en ons dink aan verneder as die plekmaatjie of die vloermat wees waarop almal moet trap? Maar hy sê nee, ek verneder my juis sodat die koninkryk kan kom. En as jy dink aan hoe hy sy vriende se voete was, iets waarop neergekyk is, en ek gaan nou die skrif saam met ons lees. So die eerste rede hoekom ons so baie klem op die diens wat ons moet lewer plaas, ek dink eerstens is omdat ons geskape is om te dien. Dit is ons doel, dis ons aan mekaar sit, dis die calling wat op ons lewens is. Efesiërs 2 vers 10 sê, dat ons geskape is in Christus Jesus om goeie werke te doen. Dis hy wat dit in ons harte wakker maak. So dit beteken, jy is nie per ongeluk hier nie. Jou lewe het 'n doel, en daardie doel sluit diens in, om bereidwillig te kan gee van jouself. Soos alles in die skepping 'n funksie het, so het jy ook 'n funksie, 'n roeping, om God te dien deur ander mense te dien.
So baie keer hoor ek hierdie, ek wil net ietsie vir die Here doen. Okay, so wanneer laas het jy net oor die pad gestap, of net oor die muur gekyk en jou buurman raak gesien? Want as ons nie eers vir ons naaste ietsie kan doen nie, hoe wil ons vir God iets doen? Die tweede gedeelte, wat ek dink, jy is nie net geskape om te dien nie, jy is ook gered om te dien. Anderste, wat was die doel daarvan? As ons almal tot bekering gekom het, dan kon hy ons net so weggeneem het, want dan het ons nou gebeur wat moes gebeur het. Sy plan is dan ons nou volmaak. Nee, ons is geskape en ons is gered om te kan dien. 2 Timoteus 1 vers 9 herinner ons dat God ons gered het met 'n heilige roeping. Hy het jou nie net gered sodat jy eendag hemel toe kan gaan nie, dis ook deel daarvan, maar hy het jou gered sodat jy 'n verskil kan maak. En hy het jou met 'n taal, met 'n gawe, met 'n passie, met 'n wie jy is, met 'n mense om jou, met 'n huisgesin, hy het jou daar gered. So redding is nie net die einde van die pad nie, dis eintlik waar die pad saam met hom begin. Jy het nie gearrive die oomblik toe jy jou lewe aan hom oorgegee het nie. Toe begin die journey eintlik eers. En dan besef ons ook dat elke gelowige geroep is om te dien. So ons is geroep, ons is geskape en ons is gered om te dien. Ons dink partykeer bediening is net vir leiers of predikante of hulle met 'n teologiegraad. Maar die Bybel maak dit baie duidelik. Elke gelowige is 'n bedienaar van die woord. Die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, toe sign jy op vir hierdie. Dis die missie waarop ons elkeen moet wees. Ja, dit lyk verskillend vir elkeen van ons, maar elkeen van ons is 'n bedienaar van die woord. Dis om op mission te wees. So hoe rus hy jou toe? 1 Petrus 4 vers 10 sê dat elkeen gawes ontvang het om ander mee te dien. Jou talente, jou vermoëns, jou persoonlikheid, dis alles nie vir jou eie voordeel om te verbeter en 'n beter weergawe van jouself te wees volgende week nie. Dis sodat ons ander kan dien. Dis die bedoeling van om 'n seën vir ander te wees. Wat jy het, is dalk iemand anders se gebed vanoggend. Dit waarmee jy rondloop, die woorde wat in jou mond is, die gedagtes wat die Here in jou kop sit, is dalk juist die gebed en die antwoord op gebed vir iemand anders. Dit is nogal interessant toe ons om die groepie sit donderdag aand saam met die manne en ek vra vir hulle, wat onthou jy van jou pa? Hoeveel visvangstories uitgekom het? Dit klink vir my, daar was 'n generasie wat baie vis gevang het. En ek onthou, toe hulle nou so gesels, my pa is in 97 oorlede, en ek onthou, toe ek nou weer in sy katrolle kas gaan grou, was daar 'n flitsie gewees, wat hy altyd gebruik het. So 'n rooi ene met so 'n wit voorkant, dis nog voordat al die LED liggies. En ek het hom toe gaan uithaal, en met die hoop om hom weer vir die kinders te wys, dis my pasin gewees, en toe ek hom aansit, dis daar geen lig nie. Toe ek hom uitmaak, dis nou amper 27 jaar later, toe ek hom uithaal, toe het al die battery suur uitgeloop in die binnekant. En ek dink dis dalk hoe baie van ons lewens lyk. Ons is geroep, ons is geskape, ons is gegift om lig te wees. Maar ons was al so lank af in 'n kas gebêre dat die battery suur uitgeloop het. Dit was eintlik geen betekenis meer het nie. Ons het al so lank gelê dat ons net lek. En almal wat aan ons raak, gooi ons weg. Dieselfde gebeur met 'n menselewe. As ons nie dien nie, raak ons geestelik afgestomp. Ons verloor die passie. En 'n groot lewe word nie gemeet aan dit wat jy bereik het nie, maar aan wat jy gedien het. Ons het dit nou net gesing. Ek het alles probeer, ek het gedink dis wat vir my waarde gaan gee. Maar uiteindelik het ek besef, dis in u teenwoordigheid, dis wanneer ek my lewe aan u oorgee. Dis wanneer ek my gemak agterlos, die tent, die warm vuur, die warm kombers,
en ek gee die eerste tree, is dan wanneer verandering begin kom. So as ek moet opsom vanoggend, om diensbaar te wees, is nie iets ekstra wat jy byvoeg by jou daaglikse to-do list nie. Is nie nog 'n dingetjie wat jy afmerk aan die einde van die dag wat jy sê, ek was vandag daarin baie diensbaar aan ander gewees nie. Nee, dis die kern van wie jy is. Dis die kern van jou roeping, dis die kern van jou geloof om met Jesus te stap. Is Here, gebruik my. En dis waartoe God jou roep. So jy is geskape vir diens. God het jou nie per ongeluk gemaak nie. Jy is ook gered vir diensbaarheid. Jesus het jou nie net gered sodat jy eendag hemel toe kan gaan nie, maar dat jy instrument in sy hand kan wees. Om sy liefde sigbaar te maak, sodat hierdie krom stok reguit hou in sy hand kan slaan. Jy is geroep tot diens. En dan het hy jou toegerus vir diens. Die gawes, die talente, die persoonlikheid, dit wat jy het. Nie tot jou eie voordeel nie, maar tot die opbou van ander. En dan is jy gegift om in 'n gemeenskap saam met ander te dien. Wie is daai mense? Wie is daai geloofsgemeenskap wat ons van praat? Wie is daai kerk? Wie is daai klein groep? Wie is daai mense wat jou accountable kan hou? Wie is daai mannegroep, daai damesgroep? Wie is daai kerngroepie mense van jou wat jy gereeld mee omgaan, wie jy dien? Niemand kan jou plek inneem nie. Wanneer jy nie dien nie, is daar iets wat ontbreek. En ons sien dit week in en week uit by die gemeente. Ons het hulp nodig, ons vra, en dan kom maar iemand oor ons pad wat die Here stuur, en is net asof goed net maklik word, asof goed net gebeur, want iemand het die gawes, die potensiaal, die drome, hulle het gekies om die ongemak of die gemak van hulle tente te los, en die reus aan te vat, die Goliat te verslaan. Die waarheid is, om ander te dien, is hoe God ons, of hoe ons God dien. Jy kan nie sê jy dien God, maar ignoreer ander mense nie. Jesus het self gewys, dat liefde altyd prakties is. Sy kruisiging, het was 'n gee van homself, 'n uitgiet van homself vir ons. Jy dien ook omdat jy alles aan Christus verskuldig is. Dis nie uit dwang uit nie, is nie uit 'n skuldgevoel uit nie, maar dis 'n ek wil. Ek kan onthou as kind, dan was ek kar, en vra ek vir my pa, is dit vir liefde of is dit vir geld? Sê, nee, hierdie keer is dit net vir liefde. Het is nie gemaak dat ek die kar minder goed was nie, maar dit was omdat ek wou. Ek het hom gehonour. Ek het iets gesien van hoe hy geleef het met 'n ingesteldheid, en dit het iets in my hart wakker gemaak. Het is nie 'n dwang, ons is nie meer onder die wet nie. Is nie, ek is dit nou aan God verskuldig, en nou loop ek met hierdie baggage van, nou moet ek almal dien, ek moet die minste wees, arme ek nie. Nee, is 'n eer om 'n pa in my huis te wees. Is 'n eer om my gesin te dien. Is 'n eer om hulle met gebed te dien. Is 'n eer om hulle met dit wat ek het te gee. Dis die honor wat op my gesit word. Om te dien gee ook diep betekenis aan jou eie lewe. Ons sien gereeld mense wat verval in donker wolk of net 'n mismoedigheid. As ons hulle eers op 'n plek kan kry waar hulle buite hulle self ander kan begin dien. Is nie net asof ons die ander kant raak sien dan nie. Iets binne in ons gebeur ook. En dan eendag sal jy ook verantwoordbaar wees vir waarmee jy gedien het. God kyk nie net na wat jy geglo het nie. Hy kyk nie net of jy al die regte antwoorde op boeke van die Bybel kan opnoem nie. Maar hy vra, wat het jy gedoen met hierdie liefde wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gedoen met die vergifnis wat ek vir jou gewys het? Wat het jy gedoen met die omgee, die barmhartigheid wat ek teenoor jou betoon het, die genade wat ek teenoor jou betoon het? Wat het jy met dit gedoen? Hierdie gawes, hierdie geskenke, en uiteindelik, diens het ewige beloning. Wat jy vir jouself doen, gaan nie net verby nie, maar wat jy vir God en ander doen, bly vir altyd. En so, in die einde van vanoggend, wil ek ons herinner, gemak laat ons baie gou vergeet,
van die opoffering wat gebring was. Ons vergeet dat die lewe kort is. Ons vergeet dat mense Jesus nodig het. En ons skuif ons gehoorsaamheid aan met die woorde soos byvoorbeeld, ek sal later. Of ek is nie nou in daai seisoen nie. Of ek gaan net so bietjie 'n sabbatical vat, ek moet na myself ook kyk. Ek het nêrens Jesus raak gelees wat sê, ek moet na myself ook bietjie kyk nie. Ek het nêrens 'n Paulus raak gelees wat sê, nie nou nie, ek voel bietjie nie. Nee, hy het gesê, ek gee my alles. Alles op die altaar. God het ons nie geroep om net gemaklik te wees nie, maar om diensbaar te wees. God bou ons geloof wanneer ons hom moet vertrou. So hoe laat ons hierdie giant, hierdie reus van gemak in ons lewens val? Weereens Louis Giglio het my baie gehelp daarmee hierdie week. Nie deur harde te probeer nie, maar deur Jesus te volg. Jesus se manier te volg. Neem die eerste tree, voordat jy gereed voel, wees gehoorsaam, selfs as dit ongemaklik is. Kies diens bo gemak. Moenie wag vir die perfekte omstandighede nie. As jy vanoggend die uitstap, wil ek jy moet onthou, jy oorwin nie gemak deur te wag om gereed te voel nie, jy oorwin dit deur uit te stap en te begin dien. En as dit nie hier is nie, en jy voel hierdie is nie jou plek waar jy kan dien nie, dan stuur ons jou met die Here se genade en op 'n ander plek te gaan dien. Maar laat jou lewe 'n lewe van diensbaarheid wees. Dis wat die Here van jou vra. Gemak sê, bly waar jy is, slaan tent op, maak 'n vuurtjie, eet die kaas, eet die brood. Maar Dawid sê, no ways, ek kan nie hier bly, terwyl iemand my God tart nie. Ek sal opstaan. Dit wat hulle vir 40 dae lank ge-endure het, deurgegaan het, sê hy, ek sal dit nie toelaat nie. So die vraag is, gaan jy bly sit, of gaan jy opstaan en diensbaar wees? Dis die vraag. Dis waarmee ek ons vanoggend gaan los. My gebed is, dat hierdie nie net vanoggend se woord nie, maar dat jou stap saam met God, jou sal dring om te begin diensbaar wees. En daar's baie plekke. Jou gesin, dis 'n goeie begin. Ek kan sê, hoe dien ons mekaar? Hoe help ons mekaar? Hoe vat ons hande? Die plekke waar jy jouself elke dag vind, is nie iemand anders se verantwoordelikheid nie. Om nie die papiertjie op te tel nie, is nie werkskepping nie. Ek dien. Ek dien hierdie plek, ek dien hierdie mense. Nie omdat ek hoop iemand sien my raak nie, maar omdat dit in my hart is. Dit is waarmee ek gekiefd is. Ek wil vir ons saam bid vanoggend. Here, dankie vir 'n lewe vir meer. Meer van U, minder van onsself. En daai gebed is so 'n gevaarlike gebed om te bid. Want dit beteken, ek moet onder die kombers uitklim. Ek moet die tent agterlaat. En ek moet die vyand van gemak aanvat. Dankie Here, dat dit nie uit my eie krag uit is nie. Dankie dat dit nie net 'n wilskragsbesluit is nie, maar dit iets is wat U al reeds vooruitgaan. Dat wanneer ons bid, dat ons paaie gelyk gemaak sal word, dat ons grondgebied vergroot sal word, dat dit is omdat U al reeds die battle oorwin het, en dat ons eintlik maar net Jesus se naam kan spreek oor omstandighede, en dat U iets binne in ons wakker maak, dat ons gered is, dat ons geroep is, en dat ons gegift is, om U te dien met wie ons is. Dis ons worship elke dag, Here. Geef vir ons nuwe oë, nuwe bereidheid om betrokke te word. Geef vir ons hande wat nie skeef staan om U werk te doen nie. Dis my gebed vir elkeen van ons vanoggend, as ons bid vir 'n lewe vir meer van U,
meer van die koninkryk, meer van die genade, meer van die liefde. Ons bid dit in U naam. Amen. So as jy dit nog nie gehoor het nie, kom in aksie. Daar's 'n damesoggend, daar's 'n mannebraai by Huis Nehemia, Dinsdag aand komend. Die challenge is op die mannegroep uitgesit, 'n baadjie of skoene wat jy uit jou kas uit gaan haal, om te gaan gee, om diensbaar in aksie te word. Amper so 350 manne wat ons gaan serve met 'n broodjie en 'n lekker boerewors, net om sê, ons dink aan jou en ons bid saam met jou in hierdie omstandighede. So daar's plekke waar jy kan dien, en dan laaste gedeelte, vir ons paas vanoggend, jy is welkom soos wat jy uitstap, om vir jou 'n lekker donut te kry. Jy is nie die gat nie, jy is wat alles by mekaar hou. Anders was dit nie 'n donut nie, anders is dit 'n, wat mense dit, 'n vetkoek. Ons waardeer elkeen van julle, so is 'n klein ietsie van ons kant af, net om ons sien raak wat jy doen, en ons celebrate jou. So mag julle volgend ook so die genade van die Here Jesus Christus, sy liefde, sy krag en sy trou elke dag beleef, dat jy met oop hande sal leef om te dien daar waar jy is. In Jesus naam. Amen.